Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here en ons sing Psalm 66. Ons sing daar die eerste en die tweede vers, Psalm 66. Geliefdes, na die wet sing ons gesang
201 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers. Gesang 201. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken staan daar in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, daar in Johannes 11, dis ook ons skrifgedeelte vanmôre, vers 25, dan sê Jesus daar aan Martha, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. En Paulus, wat daar in 1 Korintiërs 15 vers 54, dan sê Paulus, die dood is verslind in die oorwinning. Wonderlik, vers 57 van 1 Korintiërs 15, dan sê hy, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hoe wonderlik, dit wat ons vanmôre ook kan vier. En met hierdie gedagte in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here in die Nuwe Testament, Johannes 11, 'n baie bekende gedeelte. Johannes 11 gaan ons eers net praat en dan ook verder lees. Maar voor ons dit doen, kom ons bid eers saam. Here God, dankie dat U vir ons hier bring vanmôre. Hier waar ons ook opnuut die opstanding van ons Here Jesus Christus gedenk. Hier waar ons saamkom as gemeente om ook sy oorwinning te vier. Ja, Here, en so doen ons dit elke Sondag, maar nie net beperk tot die Sondag nie. So is dit ook deel van ons lewe, om elke dag as ons wakker word, te weet ons Here Jesus leef. Ons buig voor 'n lewende God, 'n ewige God, almagtig, alwetend, alwys, en ook alomteenwoordig. Ja, Here, hoe wonderlik om in hierdie krag, hierdie opstandingskrag van ons Here Jesus Christus te kan leef. En dit wat sy opstanding alles vir ons beteken vir ons 'n opstanding uit die lewe van sonde, 'n oorwinning daarvan. Dit beteken vir ons ook as ons sterf, dat ons as gelowiges se siele verhuis na 'n ewige tuiste. Watter wonderlike sekerheid in die hart, 'n vrede, 'n berusting, om ook te weet, ja Here, dat wanneer ons Here Jesus Christus weer na hierdie aarde terugkeer, dat hom ons sal opstaan uit die dood, om ook verheerlikte liggame te ontvang.
om ook saam die nuwe Jerusalem binne te gaan. Hoe wonderlik al hierdie dinge, Here, en dit moet vir elkeen van ons soveel beteken. Moet vir elkeen van ons so 'n groot vreugde wees. Daarom ook, Here, wat ons vandag, maar ook elke Sondag, so met vreugde na U huis kan kom, 'n blydskap, ongeken, waarin ons elke keer kan uitjubel. Die Here leef. Met hierdie wete kan voortleef. Ons bid, Here, wees met ons hier, U wat met ons deur die woord en gees handel vanmôre, en daarom vra ons dat U ook harte vanmôre sal open, ore sal open. Dankie vir die wonderlike reën wat U vir ons gee. En ons besef opnuut, ja, Here, dis maar net weer, dis genade. Dankie, Here, ons weet dat hierdie reën wat na die aarde toe kom en so die saadjies laat ontkiem en die grasse, die velde, die blomme, die plante laat groei en uitspruit. Dankie dat ons weet dat dit soos U woord is wat ook na ons toe kom en groei gee, sodat ons veel vrug kan dra. Nou wonderlik om te weet dat hierdie woord nooit leeg na U toe terugkeer nie. Daarvoor dank ons U, dat U op so 'n manier ook bemoeienis maak met elkeen van ons, sondaar mens. Daarom vra ons ook, Here, wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ja, hier is 44 verse en ek gaan nie almal lees nie. Ek glo u het dit by die huis gelees. Maar net sê in die begin, Jesus saam met sy disippels, hulle so 2 myl daarvan Betanië, nie baie ver nie. En nou verneem hy dat hulle verneem Lazarus is baie siek. Natuurlik hartseer daaroor. Maar ja, dan gaan hulle nie dadelik nie. Ons gaan nou sien, hoekom nie. Maar as Jesus dan vir hulle sê hy slaap, dan verstaan hulle nie mooi nie. Uiteindelik wil hy sê, maar Lazarus, sy vriend is dood. En dan gaan hulle uiteindelik daarheen, ons gaan nou lees daarvan van vers 20. Daar vers 20, Johannes 11 vers 20. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis gebly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween.
En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. En gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk, Jesus het geween. Die Jode sê, toe kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk. En 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan, tot sover. Geliefdes, ons maar net een vers nog lees wat baie belangrik is om ook so die gedeelte te verstaan. Hoekom Jesus nie dadelik gegaan het nie, as ons daar vers 4 gaan lees. Kyk bietjie daar vers 4, Johannes 11 vers 4. Toe Jesus hoor nou dat Lazarus siek is, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Baie belangrike vers daardie, ten opsigte van hierdie hele gedeelte. Vers 25 natuurlik, waar Jesus vir Martha sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. My broer en suster, Lazarus was 'n baie goeie vriend van Jesus gewees. Ons weet dit. Die Bybel vertel vir ons hoe hy daar in Betanië aan huis van Maria en Martha en Lazarus al broer was. Daar was kere wat hy saam met hulle met hierdie huis geëet het. En so as 'n mens saam met iemand eet, dan vertel dit vir 'n mens dat jy mekaar al redelik goed ken, om saam te kan wees en te gesels en so saam te eet. En Jesus wat ook sê, en dit kom telkens hier uit, dat hy vir hulle en hulle sekerlik vir hom baie lief was. Daar vers 5 bevestig dit natuurlik, as hy sê, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Hierdie boodskap, soos ek net gesê het, van die ernstige siekte was vir Jesus en hierdie disippels 'n baie hartseer boodskap. En tog is dit bietjie vreemd vir hierdie disippels, Jesus se reaksie. Hoekom gaan hy nie onmiddellik nie? Hoekom haas hy hom nie soontoe nie? En soos ek net vir u gesê het, en dit mens lees dit ook daar, Betanië is nie baie ver nie. Dis maar 2 myl van daar af. Hulle kan tog maar gou maak. Maar as 'n mens daar lees, dan sien jy hierdie disippels was maar skrikkerig, want hulle verwys
na keer toe Jesus hulle daar Jesus wou stenig. Dit is gevaarlik daar. En daarom nie net Jesus se lewe wat in gevaar is nie, maar ook die van die disippels. Maar Jesus, en dis die belangrike vanmôre, hoekom ons ook daar die vers 4 gelees het, Jesus Christus, ware mens, maar ons moet nooit uit die oog verloor, 'n ware God. En so in ware goddelikheid, in goddelike alwysheid, weet hy dat dinge anders gaan gebeur. Dat dinge moet gebeur volgens God die Vader se plan, en daarvolgens sal alles die dag verloop. En daarom sê hy hierdie belangrike woorde wat ons nou gelees het, vers 4, as hy sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Met ander woorde, my broer en suster, Jesus Christus wag vir die regte tyd, die tyd deur die Vader bepaal, om daar na Lazarus toe te gaan, met 'n doel. En ons sien hoe die mense hom eintlik verkwalik, die susters, Martha, Maria, hulle neem hom kwaalik, Jesus, hoekom het jy nie vroeër gekom nie? Daar die woorde, albei sê dit, Here, as jy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. En 'n mens sien en jy waardeer, kan 'n mens maar sê, hul geloof, hulle vertroue in Jesus Christus en sy hand van genesing. My broer en suster, hulle sou net soos die disippels en ander omstanders moet wag om nog 'n groter, 'n heerliker, 'n ingrypender, insiggewender wonderwerk deur Jesus Christus te beleef. Dit alles tot heerlikheid van God die Vader. Nou kan jy jouself voorstel, hierdie wonderlike ding wat gaan gebeur, en hierdie mense, al hierdie omstanders, wat dit gaan sien, wat alles gaan hoor, en 'n Jesus Christus, wat vir Martha hierdie wonderlike versekering gaan gee, vers 23, jou broer sal opstaan. En 'n Martha wat nie strei nie, sy stem saam hiermee, maar sy verstaan nie mooi nie, sy dink Jesus verwys hier na die opstanding, die laaste dag. En daarom, ja, dit is die waarheid. Maar Jesus gee deur sy woorde daar in vers 25 nog groter insig, en ons kan sê omvang, en 'n dieper betekenis aan sy opstanding, sy oorwinning oor die dood. Daarom hierdie wonderlike woorde aan Martha, as hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid. My broer en suster, as ons kom by Jesus Christus se opstanding, sy opstanding in die dood, gee nie net vir ons die versekering, die sekerheid van ons opstanding eendag met sy wederkoms nie. Maar wonderlik, die oomblik as ons sterf, dan verhuis ons siele na die ewige hemelse heerlikheid. Daarom het ons in die geloof hierdie wonderlike verwagting. Ek en jy kan elke dag daarmee leef. 'n Jesus Christus wat daar aan die kruis, aan daardie kruiseling saam met hom, die wonderlike versekering kan gee, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En 'n Martha hulle en ander, hulle sou eersterangs ervaar dat Jesus Christus deur sy goddelike krag daar en dan vir Lazarus uit die dood sou opwek. 'n Voorloper eintlik wat met homself vorentoe sou gebeur. Dit wat vir Jesus Christus ook voorlê.
En ons sien hier Jesus Christus, wat saam met die ander baie hartseer is. Dit word duidelik vir ons gesê, vers 35, hy het geween. Jesus het geween. Vers 38, en Jesus het weer in homself bewoog geraak. My broer en suster, en dit vertel vir ons soveel meer van Jesus Christus, dat hy omgee, dat hy deernis het met elkeen van ons swaar, ons siek. As ons beleef waar ons iemand aan die dood moet afstaan, daar die hartseer, Jesus Christus weet daarvan. En hoewel die dood deur die sonde is, hier in die wêreld ingekom het, dan gee die Here steeds om vir sy kind, hy gee om vir my en jou. Paulus wat juist daar in 2 Korintiërs 1 vers 3 sê, hy sê daar, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, luister mooi, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Hoor jy dit? Baie mense dink die Here is maar daar ver en hy weet nie eers wat alles met my gebeur nie. Hy luister nie regtig na my gebed nie. Die Here Jesus gee om. My broer en suster, en baie duidelik ook vanmôre hier, Lazarus is regtig dood. Dis nie maar 'n skyn dood nie, soos wat baie mense die wonderwerke van die Here in sy woord verdag wil maak. Hulle sê, ag, dit was maar 'n skyndood. Hulle wil ons al die wonderwerke gaan afkraak, dit daar aan twyfel gee, dit verdag maak. Maar hier, geen twyfel, geen bespiegeling, so aangrypend. Eers God se, want hy sê hier, die Here, as Martha sê daar in vers 39, Here, hy reikel, want hy is al 4 dae dood, geen bespiegeling verder. Broer en suster in Jesus Christus, aangrypend deur sy dankgebed aan die Vader, dat hy hom hierdie wonderwerk verhoor. En dan roep hy met 'n groot stem uit, Lazarus, kom uit. En nog so, stel hy voor, dit wat daar gebeur, hy kom daar uit met die grafdoeke om hom gebind. Maar dan is Lazarus met eens daar, lewend voor almal se oë. 'n bevestiging. 'n wonderlike bevestiging, Jesus is die Seun van God. Maar Jesus, nog meer, Jesus Christus is ware God, hy het mag oor lewe en dood. Lees ons dit daar in Openbaring 1 vers 17 en 18, dan sê Christus daar, juis aan Johannes daar op Patmos sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid. My broer en suster, en net soos Jesus was Lazarus se lewe ook bedreig. Hierna wil hulle vir Lazarus doodmaak. Johannes 12 vers 10, en die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Hoekom? Vers 11, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Hoor jy dit? Deur die opwekking van Lazarus het harte aangegryp. 'n geweldige impak op mense se lewens gemaak. Hoe anders, my broer en suster? So sou die opstanding van Jesus Christus ook baie harte aanraak, intens aanraak. Want hierdie wondergebeurtenis daar op Golgotha en sy opstanding daarna, blye gebeurtenis tot geloofs, kan 'n mens maar sê waterskeiding. Sommige gedring tot geloof,
en bekering. Ander maar weer bly vassteek, vashak in hul hardkoppige ongeloof. Ons sien dit al daar by die kruis, die een kruiseling steeds spottend verwerp by Jesus Christus. Die ander een kom tot geloof, kom tot die waarheid. En daarom kom smeek hy om vergifnis. Dink aan my Here, wanneer U in die koninkryk kom. Harte aangeraak. Die hoofman daar oor 100, 'n geharde, heidense Romeinse offisier. Hy sien al hierdie kruis gebeur en jy kan hom maar voorstel, as hy daar sou wees, dit wat daar gebeur het, daar die duisternis wat daar toesak, helder oordag, die aardskudding. Het jy dit al raak gelees met daai aardskudding? Het grafte oopgegaan, gelowiges opgestaan uit die dood. Dis hoekom 'n Romeinse soldaat, so baie wat dit gesien het, 'n Romeinse soldaat kan sê met eerbied, met verbasing, oorweldig. Lukas 27:54, waarlik, hy was die seun van God. As Jesus Christus daar met die Emmausgangers saamstap, Lukas 24, en hy met hulle praat, dan laat hy hierdie twee manne brandende van geloof, hy laat hulle brandende in die hart van geloof. En hoe wonderlik, hulle kan nie wag, hulle moet gaan vertel, hulle moet gaan getuig van sy opstanding, van sy lewe. Maar dan weer die ander kant, hulle wat se harte ijskoud bly in ongeloof en twyfel. Sommige het daar met sy opstanding by die graf in vreugde en blydskap. Hy het opgestaan, hy leef. Ander, die voorbokke, die owerpriesters, hulle glo en dan versprei hulle nog valslik die leuen, natuurlik teen betaling, gee vir die soldate geld, om te kan sê, maar die disippels het in die nag gekom, en Jesus se liggaam kom steel. Besef jy vanmôre, hoe wonderlik en hoe groot God se genade is, om gelei en gedring te word deur die Heilige Gees, om te glo, om die waarheid van God se woord te glo, die verlossing van Jesus Christus te glo, sy opstanding te glo, om te glo dat 'n engel gekom het, om daardie steen voor die opening van die graf weg te rol. Matteus 28 vers 6, dan sê hier die engel juis vir Maria Magdalena, hy's nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En al die disippels daar wat by die leë graf, al wat hulle daar kan vind, is die grafdoeke. Johannes 20 vers 7, en die doek wat op sy hoof was, sien hy, dis Petrus nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek, afsonderlik. Die Here Jesus Christus het dit self gedoen. Hy lewe. My broer en suster, Christus sal omgee, sy liefde vind sy hoogtepunt aan die kruis. Diepe pyn, lyding, voor hy self sy laaste asem uitblaas, is hy steeds besorg oor ander. Selfs die wat hom spot, daar onder in die kruis, waar hy hang, hom spot, en uittart, dan sê hy Lukas 23 vers 34,
Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Besorg, uit deernis oor ander. Johannes 19 vers 6, as hy daar sy moeder sien staan, dan sê hy sê vir haar vrou, daar is die seun. Dan verwys hy na Johannes. En dan sê hy vir Johannes vers 27, daar is jou moeder. En van daardie uur af staan die geskrywe, het die disipel haar in sy huis geneem. Christus se liefde, sy omgee so groot. Dit moet my in jou hart, dit moet aan ons harte vat. So groot, my broer en suster, dat hy sy lewe gee. Sy lewe gee nie vir goeie mense, vir sondaars soos ek en jy. Waarom sê ook Johannes 10 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Johannes 10 vers 11 sê hy, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Amen. Kom ons bid saam. Here God, so wonderlik, U liefde, U genade. Ons Here Jesus Christus wat sy lewe aan die kruis gee, sy kosbare bloed vergiet. Wat ons skuld op hom neem en dit op die kruishout dra dit vasspyker, daar waar dit vasgespyker word. Dit alles ter wille van ons. Hoe wonderlik die oorwinning, die opstanding. Hoe wonderlik dat dit ook ons oorwinning, ons opstanding kan wees. Ons daarin kan juig en jubel. Maar Here, dat ons ook in hierdie oorwinning kan stry. Hier op aarde waar ons besig is en hierdie ou lewe ook 'n stryd is, 'n stryd teen die sonde, teen die duiwel. 'n Stryd teen wêreldse verleiding. Dankie dat ons dit altyd kan doen in die triomf van ons Here Jesus Christus. Ons loof en prys U daarvoor. Dankie vir die liefde en genade. Ons loof U in die naam van ons Verlosser, ons Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, gesang 213, wonderlik om dit te kan sing. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan, vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf, oorwinning is vir ons verkry, oor sonde mag en heerskappy. Hoe wonderlik, kom ons sing al 3 daardie verse, tot eer van die Here.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen. Geliefdes, so voor die afkondigings net vinnig vir u lees. Môre is nou van Riebeekdag, nee, julle onthou. Nee, julle onthou nie meer. Kom ek lees vir u, die gelofte van Jan van Riebeek 1654. En so is deur die volkplanter in sy dagboek neergeskrywe op die 2de verjaardag van sy landing in die Kaap. En natuurlik word dit hier vertaal weergee. Ek lees vir die wat hy geskryf het, waar dit vandag die 2de verjaardag is van die dag waarop ons deur die Here gelei met die skepe Dromedaris, Reiger en Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het, om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons Here en Meesters te bou en te bestendig, en opgelet het dat God, die Here, alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het. Daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier, en vir altyd tot 'n vasblydende dank en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die Here wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.